Môre broers en susters, ons is nou op pad in die naweek in wat begin te staan as Paas naweek. En ek voel, ek moet die waarskuwing einsit vir die wat nog nie gaan ondersoek het nie, wat nog net agter al hierdie feeste aanhardloop sonder om te gaan kyk of dit waarlik is wat julle God wil hê. Soos ek altyd sê, ondersoek dit wat ek sê, en lees dit in skrifte vir julleself, moenie vat wat ek sê is die waarheid nie. Gaan na Vader, draai na Vader en laat hom die skrifte vir julle oopsluit. Die heidense oorsprong vir wat vandag as Easter of Paasfees bekend staan. En dit word nie net nie aanbeveel in die skrifte nie, maar daar word sterk teen sulke praktyke gewaarsku. So jy word gewaarsku in die skrifte. Jou Bybel waarsku om dit nie te doen nie. Daarom vra ek baie mooi, uit liefde van my hart, gaan luister en toets wat ek sê. Maar daar word sterk teen sulke praktyke gewaarsku. Die ware fees wat volgens Torah, volgens Vader gevier moet word, sy naam is Pesach of Pascha, nie Easter of Paasfees nie. So wat is Pascha of Pesach? Dit is een van Jahwe se feeste wat in Levitikus 23 opdrag gegee word om gevier te word. Dit is 'n gedenksdag waar Vader Israel uit Egipte uitgelei het, uit hulle slawerny uit verlos het. En dit is 'n verheerliking van sy goeie naam. Ne? So dit is 'n fees vir Jahwe, jou God. Dit is 'n fees vir jou God. Levitikus 23 vers 5, op die 14de dag van die eerste maand, teen die aand, is dit Pesach van Jahwe. Nee? Van wie? Van God. Dit is nie jou nie. Hy gee instruksie om sy Pesach te vier. Hy moet die heerlikheid kry. Wat is hierdie Paasfees, hierdie Easter? Easter kom slegs een keer in sommige van die Engelse vertalings voor, en kom voor, ek het 83 vertaling, en as julle Handelinge 12 vers 4 toe gaan, sal jy sien Herodes het vir Paulus daar gehou, hy wil hom hou tot na die Paasfees. Daai Paasfees woord daar, nee, is Pesach. Die oorsprong is nie Paasfees of Easter nie. En in die Engelse woord, King James en so aan, vertaal hulle daar is Easter. Want mense sê my wat staan in die Bybel. Gaan ondersoek daai woord. Kyk, as dit vir jou is en jy is happy met daai woord en dit is hoe jy dit wil doen, scroll asseblief verby. Dan is hierdie boodskap nie vir jou nie. Maar as jy 'n liefde vir jou God in jou hart het, gaan ondersoek dit wat ek sê, asseblief. So kom ons gaan kyk na 'n paar heidense godinne wat aanbid was in daardie tyd. Die gebruik en tradisies rondom Easter, soos die haas, die eiers, lentevieringe, het hulle oorsprong in heidense aanbidding, spesifiek vrugbaarheidsgodinne, soos Ishtar, Astarte, Asherah. Hier is baie broers en susters wat al vir julle volledige studies oor hierdie gedoen het. En julle kan gerus na hulle video's gaan kyk. Hier is 'n waarskuwing om te ondersoek. So gaan nie in diepte ingaan vandag om alles te bespreek nie. Hierdie Ishtar, Astarte en Asherah, kom ons gaan kyk na wie hulle is. Hulle was heidense godinne van vrugbaarheid, oorlog en seks. Hulle is verbind met die lengte, eiers en seksuele losbandigheid. Die naam Easter het waarskynlik oorsprong gekry in Ishtar, 'n Babyloniese godin. Het Israel al hierdie kak voorheen aangejaag? Kom ons gaan lees in Rigters 2, vers 13. En hulle het Jahwe verlaat, hulle het hulle God verlaat, en Baal en Astarte gedien. Wie? Astarte. Hulle het onder se Paasfees gaan hou. Niks onder die son is nie mense. Salomo is mos nie 'n leienaar nie. Gaan toets wat ek sê. 1 Konings 11 vers 5. Salomo het Astarte, die godin van die Sidoniërs, gevolg. Wat was Salomo se sonde?
Dis 'n groot sonde. 'n Groot sonde. Dit het nie goed uitgewerk nie. Dit werk nooit goed uit, as jy teenoor God draai nie. Herstel, draai terug, wees gehoorsaam. Jahwe was baie duidelik teen hierdie aanbidding en het Israel verskeie kere gewaarsku teen deelname aan sulke afgoderry. Die verbod sluit ook feeste, tradisies van nasies in. Dis vir ander nasies gegee, dis nie vir jou nie. So as dit op jou hart gelees om dit te doen, is dit vir jou gegee. Geniet dit. Is dit nie op jou hart gelees nie, as jy 'n ware dienaar van God is, dan gaan jy hom hoor, en dan gaan jy nie hierdie goed doen nie. Jeremia 10 vers 2, so sê Jahwe, leer die weg van die nasies nie. Hy waarsku ons, moenie dit gaan leer nie. Jeremia 10, gaan lees hom gerus. Wat is 'n ander fees, herinner dit jou aan? Deuteronomium 12, vers 30, 31. Pas op dat jy nie verstrik raak, dat jy nie vra, hoe het hierdie nasies hulle gode gedien? So sal ek ook doen. Jy mag nie so teenoor Jahwe, jou Elohim, optree nie. Hoe wat julle die Pasers wegsteek? Wat het julle gedoen om van te hê? Mag jy dit doen nie? Met ander woorde, ons mag nie heidense gebruike oorneem en dit aan Jahwe wy nie. Hy sê hy soek dit nie. Jy kan nie vir hom sê, maar my hart is 'n goeie intensie, ek doen dit vir my Vader nie. Ek wil jou slat. Ek wil jou slaan. Hy soek dit nie, hy sê reg het vir jou, hy soek dit nie. Dit is 'n afgodsdiens. Dit is teen sy wet, Exodus 20, gaan lees dit. Selfs al noem mense dit Paasfees, maak nie saak wat jy dit noem nie, dit bly vir hom afskuwelik. So, kom ons vat saam. Paasfees, Easter, het 'n heidense oorsprong en die aanbidding van vrugsbaarheidsgodinne, Ishtar en Astarte en die skrifte waarsku ons teen dit. Jy is verantwoordelik vir jou huis om hulle te leer om nie sulke dinge te doen nie. Jahwe het Israel herhaaldelik gewaarsku om nie aan sulke praktyke deel te neem, want hulle doen dit al van donk jare terug. Want hulle het nie ore nie. Ontwaak Israel. Die ware fees wat gevier moet word, is die Pesach, soos Jahwe self ingestel het, deur Levitikus 23. Dis die fees wat hy wil hê ons moet vier, maar almal vergeet vir hom. Almal hardloop agter die eiertjies, paaseiertjies goed aan. Wat die haas en die eier te doen met mekaar in aangeval? Ja, ooit daaraan gedink, daar is nie eens logika daarin nie. So daar is 'n ander klomp kaak daarby betrokke. Soos ek sê, daar is volledige leringe daar buite. Asseblief ondersoek hierdie dinge, broer. Ek vra baie mooi, dat julle asseblief nie vat wat ek gaan sê nie, maar dat julle hier goed sal gaan lees en ondersoek vir julleself. En dat Vader julle oë sal oopsluit, dat julle die verborgenhede van die skrif sal sien. Groete en liefde by ieder en elkeen van julle. Ontwaak.